Goeiemôre. Ja, dit is nog steeds winter, né? Ons het hierdie week agtergekom, daar is nog so 'n bietjie koue in die lug. Maar 'n warm welkom aan jou. En veral as jy elektronies kyk, mag jy die Here se teenwoordigheid beleef. Ons is by Romeine 11 en ek wil vir jou nooi dat jy jou Bybel vat en Romeine 11 deurlees. Is 'n lang hoofstuk, so ons gaan net so 'n stukkie van hom lees. Maar terwille ook van die boodskap gaan jy hoor, eintlik is die hele hoofstuk van belang. Kom ons maak ons oë toe. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers en susters saamwoon. Dis soos olie op die kop, die seën van die Here wat lewe bring vir altyd. Daarom bid ons ook, Here, en vra dat die genade, die barmhartigheid en die vrede by ons sal wees. U is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. So ek wil jou nooi en sê, kom ons maak ons Bybels oop by Romeine hoofstuk 11. Ons gaan begin lees by hoofstuk 11 by vers 1. Ons gaan vers 1 en 2 lees en dan so eentjie spring. Dit is die Here se woord. Het God dan nie tog sy volk verstoot nie? Sou iemand kon vra. Beslis nie. Ek is immers self ook 'n Israeliet, 'n afstammeling van Abraham, uit die stam van Benjamin. God het sy volk wat hy lank tevore verkies het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif sê van Elia nie, hoe hy by God oor Israel gekla het? En dan spring ons so eentjie aan na vers 28 toe. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande van God, en dit kom julle ten goeie. Maar kragtens die uitverkiesing is hulle geliefdes om die aardsvader se ontwil. As God eenmaal aan mense sy genade geskenk het en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Vroeër was julle heidene ongehoorsaam aan God, maar nou dat die Jode ongehoorsaam geword het, het God hom oor julle ontferm. Net so gaan dit ook met die Jode. Omdat God hom oor julle ontferm het hy hulle nou ongehoorsaam laat word. Maar dit gebeur sodat hulle self ook nou ontferming kan vind. God het almal aan die ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy hom oor almal kan ontferm. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dit is 'n aangrypende gedeelte en veral hierdie doxologie, hierdie verheerliking, hierdie lied aan die einde is baie belangrik. Nou as dit vir jou lyk asof ek deur die blare is vanoggend, ek is. Hierdie boom is eintlik so deel van my preek, want in Romeine 11 het Paulus 'n baie mooi beeld en hy sê, hierdie boom is eintlik die familie van God. Dis die kinders van God, die volk van God, sy eiendom. Maar voor ek verder gaan, moet ek vir jou sê, dit gaan nie oor die boom nie. Dit gaan oor God. Dit gaan alles oor God. Een dominee het dit eenslag soms so geskryf. It's about God, stupid. It's about God. Dit gaan oor God. Wat volg, as ons praat oor die boom se wortels, as ons praat oor sy stam, oor sy takke, oor sy blare, waaroor, oor sy vrugte, oor ons wat ingeënt is in die olyfboom, dit staan en val by wie God is. So hou altyd in gedagte wie God is. So daarom wil ek by hierdie boom begin, maar ek wil onder begin, by sy wortels. Paulus verduidelik dit nogal goed, en hy sê, hierdie boom se wortels is eintlik die aardsvaders, Abraham, Isak, Jakob, en dit maak, omdat hulle goeie gelowiges was, en regtig in God geglo het, en God totale al met hulle lewe vertrou het hierdie wortels goed gegroei, en dan sê hy, né, as die wortels heilig is die hele boom ook heilig. En ons verstaan dit, as die wortels gesond is die vrugteboom ook gesond en draai goeie vrugte. So die fundament
is sterk, die fondasies is goed, die boom se wortels is wyd en sterk gegroei. En dan na die aartsvaders het die profete gekom, en dis eintlik die stam van die boom. En die profete het vertel van wie God is. Hulle het nie net vertel van wie God is nie, maar hulle het ook vertel van iemand vorentoe wat gaan kom. En hierdie iemand wat so kom, is eintlik die rede waarom die boom bestaan. Hy is Jesus Christus, hy is die beloofde persoon, hy is oor wie alles gaan. En daarom sou ook van hierdie boom later 'n kruis gemaak word. En toe kom Jesus Christus, en hy is die vervulling van die hele boom. Dit was die bedoeling van God van die begin af. Deur hom kan enige iemand, Jood of nie Jood, deel word van hierdie boom, van hierdie familie van God. So hier is die wonderlike nuus. God het deur Jesus Christus sy hart oopgemaak, want so lief het God die wêreld gehad. En hy het, Jode was natuurlikerwys deel van hierdie boom, maar hy het mense wat nie Jode was nie, ek en jy vandag hier, hy het ons gevat as takke, en hy het ons ingeënt in hierdie olyfboom in, en ons het ingegroei, en ons het deel van die boom geword, deel van die familie van God, ons is ingeënt, familie van God. Ons is nie deel van die wortels nie, maar ons is deel van die boom geword. Ons is kinders van Abraham. Dit is net genade. Genade op genade. En dan draai Paulus so 'n bietjie en hy sit 'n waarskuwing in sy preek in sy geskrewe teks in daar in Romeine 11. Jy kan kyk na vers 18 tot by vers 21 en hy sê, daar het 'n punt gekom waarvan die Jode nie regtig meer in God geglo het nie en God het die boom gesnoei. Hy het nie die takke teen die stam net afgekap nie, maar hy het die boom teruggesnoei. Hy het die takkies afgebreek. En hy het dit afgebreek sodat hulle jaloers sou word. En toe was daar vir ons plek om ingeënt te word, sodat ons so kon glo. So ons het regtig geen rede om self te spog op onsself nie. Want die rede hoekom ons deel van die familie van Jesus Christus is, kinders van Abraham is, volk van God is net genade, deur ons geloof. So hier is hierdie uitnodiging wat elke keer vas staan en sê, ons het nie die reg om te praat van 'n hulle en 'n ons nie. Ons het net die reg om te sê, dankie Here, ek staan deur God se genade. Maar moenie dink dat God sy volk verstoot nie. God het 'n onwrikbare trou. Sê ek dit reg? 'n onwrikbare trou. Dis waar hierdie hoofstuk begin. Het God dan nou sy volk verwerp? Beslis nie. God het hierdie volk wat hy lank tevore verkies het, nie verstoot nie. Kyk maar weer vers 1 en 2. En dis belangrik, ek gaan hier dieselfde sin net met ander woorde gebruik. Die volk wat hy lank van tevore nie net verkies het nie, maar geken het, in 'n diep, intieme verhouding geken het. Dis die woord wat hy hier gebruik. Gekies, geken het, hy by hom gehad het, sy kinders vir wie hy lief was, het hy nie verstoot, verwerp, weggejaag nie. Want dis nie wie God is nie. God is God. Deel van God se karaktereienskappe is, dat as hy liefde betoon het, hou hy sy liefde. Die Here is nie onvoorspelbaar nie, en die Here is nie 'n manteldraer nie. Elke belofte wat hy in sy woord gemaak het, bly hy by. Sy karakter bly absoluut dieselfde. God is in sy wese vir ons 'n bron van troos en van sekerheid. Want God verander nie. Daarom die God wat ons leer ken het by Adam en Eva, en by Abraham, en by Moses, en by die profete, en by die latere profete, tot by Maleagi, tot by Matteus, dis dieselfde God vandag ook. En nou sê Romeine 11 vers 29, as God eenmal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek hy dit nie weer terug nie. Dit is onherroepelik. God se besluite en sy keuses staan so vas. Kan ek so 'n oombliekie stil staan by sy besluite en sy keuses? Ek wil vir jou 'n verhaaltjie vertel van Taai.
Lang gelede, in 'n klein Japaneese dorpie, so in die ooste kant teen die oseaan, het daar 'n ou man gebly, en sy kleinseun het saam met hom gebly. Die ou man se kinders, die kleinseun se pa en ma was oorlede, dit was net hulle twee. So kleinseun het by oupa geleer van menswees. Hy het by oupa groot geword, oupa het hom geleer van die reislande, so die dorpie was teen die kus. En dan was dit 'n berg op gewees, en dan was daar 'n plateau bo op die berg, en daar het hulle die grootste, mooiste reislande gehad, en omdat daar baie reën was en alles, was dit wonderlik, is van die beste reislande wat daar was. So elke oggend het oupa die berg uitgeklim, en dat hy in die reislande gaan werk, en as hy enigstens kan, het hy saam gegaan. En eendag, toe maak oupa 'n vuur, hy staan so bo op die rand, en hy kyk so see toe, en hy tuur, en die volgende oomblik toe roep hy vir Taai, en hy druk sommer 'n klomp takke so in die vuur, en Taai het gedink is net om warm te word, maar toe druk oupa net takke in, en toe Taai by hom kom, toe gee hy vir hom die takke, en hy sê, steek hier die reislande aan die brand, steek hulle aan die brand, want hulle is toe reg, hulle is eintlik gereed vir oes. Oupa, maar ons kan nie dit doen nie, dis ons jaar se kos. Sê, my kind, steek aan die brand, hardloop so ver as wat jy kan. Ek steek aan die brand en jy steek aan die brand. En Taai wil nie, en hy sê, my kind, jy moet dit nou doen. Doen dit, dan moenie eers met my twis nie, doen dit net. En Taai het dit toe begin doen, maar toe hy nou oupa se spoed sien, toe besef hy, dan moet hy ook nou spoed aansit, en hy daai mielielande aan die brand gesteek. Toe die mense in die dorp sien, dis net swart rook wat so opwel, lei die een man die groot klok, die noodklok in die dorp, en almal storm uit, en hulle sien, en hulle hardloop toe, hulle gryp hulle emmers, en hulle hardloop op, want hulle moet nou gaan vuur blus. Almal, mans, vrouens, kinders, almal hardloop die berg op, en hulle is bo op die berg, want hulle moet nou die vuur blus, en toe hulle daar kom vra hulle, wie die vuur gemaak, en oupa sê, ek het. Hoe kan jy? Dis ons oes, dis ons hele lewe. Hy sê, kyk see toe, en toe hulle so kyk, toe kom daar so 'n enorme golf so aangehardloop. En agter hom is daar nog 'n groter golf. En hy golf hardloop en hy slaan daai dorpie se huise. En toe daai volgende golf brander so oorkom, toe is die hele dorp weggespoel. En daai mense staan daar bo op die berg en hulle kyk af en hulle besef hulle het niks. Niks. Ons het niks oor nie. Ja, sê ou vrou, maar ons almal leef. En toe kyk hulle na die man en hulle sê vir hom, dankie dat jy ons lewe gespaar het. Ons kan weer 'n dorpie bou. En toe het hulle weer 'n dorpie gebou, en hulle het hom die oupa se naam gegee, en hulle het gesê, hy het alles opgeoffer, sodat ons kan lewe. Ek wil terugkom na hierdie stand toe. Ons is die boom van God, ons is die familie van God, uit die wortels, uit die aartsvader se geloof uit. God het ons in genade gered. En hy het sy seun, hy het alles opgeoffer, sodat ons kan lewe. God het alles gegee, ongeag wat ons as mense se reaksies is. Hy trek sy genade ook nooit van ons af terug nie. Dit is 'n onvoorwaardelike genade. Ek wil jou nooi, soos al vorige Sondag, dis hierdie koekies wat ons moet gaan uitdeel. Die mense moet die koppie opgaan. Alles het die Golgotha koppie, moet hulle opgaan, en hulle moet tot geloof kom in 'n God wat alles gegee het. Ons moet ons geloof afvryf aan mense. Ons moet 'n voorbeeld wees van geloof vir mense. Want God het dit gedoen ten koste van sy seun. Kom ek en jy begin ook nou so leef. Dit bly net vir my aangrypend as jy nou gaan lees daar vers 30 tot 32. Dis net 'n deur wat oopgegaan het vir die heidene. Ons eie posisie voor God. Ons was voorheen heidene. Ons was ongehoorsaam. Ons kan onsself inlees in Romeine 11. Maar God het 'n deur vir ons oopgemaak, en die manier waarop hy die deur oopgemaak het, is hy het die takke begin afbreek van hierdie olyfboom af, sodat daar plek gekom het, sodat hy ons as takke kon inent in hierdie olyfboom in. Ja, dit is 'n ontfermende liefde. Hy het ons wille olywe, hy het vir ons lief gehad, en hy het ons ingeënt, sodat ons kan leef as familie van God.
Dit het 'n gevolg dat die Jode toe begin jaloers word het op heidene wat in God kon glo en mag glo. En eintlik sê Paulus, as ons regtig glo, gaan ons hulle nie net jaloers kry nie, maar ons gaan hulle weer terug nuuskierig jaloers kry, dat hulle wil teruggee. En soos God hom oor ons ontferm het en ons gered het en deel van sy huisgesin gemaak het, so gaan hy hom dan ook ontferm weer oor die Jode wat weggestap het van hom af. En dan gaan hy hulle terugtrek en hulle gaan ook deel wees van hierdie boom, van sy groot familieboom. Wat 'n wonderlike voorreg. Dit moet ons dan nou vir mekaar sê, God het nie witbroodjies nie, nee. Nie Jode nie, en nie Jode nie, moet dink dat hulle God se witbroodjies is nie. God het ons almal gemaak, en hy het ons almal ewe lief. Ons het die voorreg om ingeënt te wees. So daarom kan ons nie neerkyk op ander mense nie, en ek kom terug na wat ek net nou gesê het, so, sê Paulus, as God bereid was om 'n tak van die olyfboom af te breek, omdat hulle nie geglo het nie, hoeveel te meer sal hy 'n ingeënte tak dan nie afbreek, as hulle nie glo nie. So ons moet met 'n groot stuk dankbaarheid leef. Eintlik is daar twee dinge, nederigheid en dankbaarheid. Nederigheid, want ons is gered uit God se werk, nie my eie nie. En dankbaarheid, want ek kan seker wees van my verlossing, want ek is ingeënt, die bloed van Jesus het my deel gemaak van God se familie, nie my eie prestasie nie, maar Jesus se. En daarom weet ek kan myself nie verhef bo enige iemand anders in hierdie wêreld nie. Maar as ek dit sê, nee, weet jy, die woorde raak bietjie min vir my. Dit het vir Paulus ook min geraak. Want wat sê ons nog? Ons kan niks sê nie, want dit gaan oor God, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor die boom nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor 'n almagtige God. Wie kan 'n fraksie verstaan van God? Hy wat ons uit genade alleen kom red. Al wat van ons oorbly is om hom te aanbid. En hoe sal ons hom aanbid? Ons sal soos die engele 'n lofsang aan hom bring en sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Dit is al wat ons voor hom kan bring en sê, Here, ons verstaan nie. Here, ons begryp nie al die planne nie. Here, ons sien hierdie goed, maar dis ver bo ons begrip. Ons sien net so 'n fragment van die planne, u sien die hele raadsplan. Ons sien net so 'n stukkie van u liefde, en dis al vir ons oorweldigend. Hoe groot is die liefde regtig? Hier staan ons is deel van die boom. God was ons genadig. Ons kan met nederigheid dankbaar wees en hom aanbid en dan sê, aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ja, amen. Here, aan u behoort al die mag, al die eer, al die heerlikheid tot in ewigheid. Saam met die engele sal ons u prys, want u plan is groter as wat ons kan dink. U liefde reik verder as wat ons kan gaan. U genade is dieper as wat ons kan grip. Ons aanbid u. Amen. Hierdie almagtige God wil jou seën en vir jou sê, gaan nou uit. En gaan vertel vir ander mense dat jy ingeënt is in hierdie boom. En gaan vertel vir ander mense dat daar vir hulle ook plek is. So ontvang ook so sy seën. Voordat ek die seën uitspreek, wil ek ook vir jou sê, as jy vir die Here wil dankie sê, dit is gepas. Kan jy jou dankoffer elektronies inbetaal? Jy weet, daar's baie maniere, SnapScan, sommer net met die EFT, hoe ook al, dit is beskikbaar op die webwerf. Ons is dan net gerad om dit wat jy as 'n offer vir die Here gee, in sy koninkryk reg te bestuur. Ontvang sy seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, mag die teenwoordigheid en leiding en inspirasie van die Heilige Gees elke oomblik by jou wees.